'n professionele tikker teen die tyd. Ek het in my voorbereiding gesê tikster, maar toe sê Larosia vir my nee. Ek weet nie of dit dalk die vroulike weergawe is nie. Ek is nie daai ene nie. Maar ek kan al goed tik, want ek tik al my preke woord vir woord uit. Die Here het geweet, ek het nie 'n lang geheue nie, so ek moet dit skryf, sodat ek dit kan sien. Maar ek tik nou al redelik goed. En as ek nie daaroor dink nie, en my gedagtes is nie by die sleutels nie, dan tik ek sonder ophou. Dan gaan ek net aan. Maar die oomblik as ek daaraan begin dink, as ek begin dink aan waar my vingers die volgende sleutel moet tref, dan skielik kan ek nie meer tik nie. Dan is dit asof my brein vashak, iewers dit tussen B en C, kan ek nie meer lekker aangaan nie. En die hartseer ding wat ek besef het, is dis presies wat ons doen met die nagmaal. Dis presies wat ons doen met die liggaam en met die bloed. Ek gaan vra dat julle dit vir 'n oomblik net hou, moet dit nog nie gebruik nie. Hou dit net vir 'n oomblik. Ons gebruik die nagmaal elke maand. Ons is geskeduleer. Die laaste Sondag of die eerste Sondag van die maand is daar nagmaal en ons gebruik dit. Maar as ek jou vra, dink bietjie oor die nagmaal. Wat gebeur in jou gedagtes? Ons weet dis tyd vir nagmaal. Ons weet ons eet eers die broodjie en dan drink ons die kelkie. Ons het al die ins en outs en as ek vir mense vra wat beteken die nagmaal, weet jy wat gebeur? Hulle sê vir my, dit beteken ek is vergewe. En dis reg, dit is so. Dit is die waarheid. Maar kan ek vanoggend vir jou sê, daar's soveel meer aan die nagmaal as net vergifnis. Daar's soveel meer aan die nagmaal as net die liggaam wat gebreek is sodat my liggaam genees kan word. Daar is soveel meer. Ek wil graag niemand oorslaan nie, so as jy sien die mense is nou al verby jou en jy het nog nie 'n element gekry nie, steek gou vinnig vir ons jou hand op, dat ons dit vir jou kan gee. Ek sien agter is nog 'n paar mense. Ek sien die algemene antwoord wanneer ons praat oor nagmaal is vergifnis van sonde en genesing van ons liggame. Maar daar's baie meer om voor dankbaar te wees. Daar's baie meer wat ons sien in ons herhaaldelike gebruik van die nagmaal. Het ons afgestomp geraak. In die oor en oor gebruik, dankie, julle moet asseblief vir julle ook vat. Kry vir julle. En dan wil ek hê vir 'n oomblik, hou net die elemente by jou. Hou dit net daar. Want ons gaan nou praat oor die bloed en ons gaan praat oor die liggaam. Julle kan gaan sê dankie. Dankie. Sien, daar's 'n teksgedeelte in die woord van God wat vir ons 'n ander aspek van die nagmaal, 'n ander aspek van die bloed en die liggaam wys. En die teksgedeelte vind ons in Hebreërs. En dit sê vir ons eintlik hoekom hierdie tafel wat voor ons is vanoggend meer as net 'n herdenking moet wees, maar 'n viering. Meer as net iets mooi om aan te dink, maar iets wat my lewe verander wanneer ek aan hierdie tafel dink. Sien, die skrywer van die boek Hebreërs skryf aan 'n klomp gelowige Jode. So dis Jode wat tot bekering gekom het, dis Jode wat gered is, dis Jode wat glo in Jesus Christus, maar hulle identifiseer nog as Jode, as die volk. En die probleem is nou het die kerk nou al so aangegaan, en weet jy wat het gebeur? Hulle het in 'n ritme geval. Hulle het in 'n ritme gegaan van ons kom by mekaar, ons sing liedjies, ons gebruik nagmaal en dan gaan ons huis toe, en dit het vir hulle niks meer beteken nie. Hulle het nie meer iets in hulle oor gehad wat spesiaal was nie. En dan kom hulle op 'n punt waar hulle oorweeg om terug te beweeg onder die wet en om terug te beweeg onder die ou bedelinge, om terug te beweeg onder
onder die wet en alles wat die Jode aan vasgehang het, om terug te beweeg onder tempelaanbidding. Om weer aan die verkeerde kant van die voorhangsel te wees. Hierdie Jode oorweeg om weer terug te gaan en maar offers te maak een keer 'n jaar, want dis al hoe ons kan seker wees. Hulle oorweeg om terug te gaan, want hulle het vergeet waaroor dit gaan. Dit is nou al 'n geruime tyd na Jesus gesterf het. En die spesiaal daarin het so bietjie afgewater geraak. En hoor wat skryf hy vir hulle. Hy sê, in lig van al hierdie, in lig van die feit dat julle wil teruggaan, maak hy maak 'n beroep op hulle. Hy's ernstig hieroor. Hy sê, broers, ons het dus vrymoedigheid om deur die bloed van Jesus na die heiligdom te gaan. Langs 'n nuwe lewende weg wat vir ons geopen het deur die voorhangsel heen. Dit is deur sy liggaam. En ons het 'n groot priester oor die huis van God. Sien julle in hierdie teksgedeelte die twee elemente verskyn, die bloed en die liggaam, en elkeen bewerk iets anderste. Elkeen het vir ons iets nuuts gebring. Dit is nie alleenlik vir vergifnis nie, dit is nie alleenlik vir gesondmaking nie, maar hierdie teksgedeelte sê vir ons, daar is meer, daar is iets anderste. Maar kom ons gebruik gou die oomblik, en ek wil hê as jy nog jou elemente by jou het, kyk vir 'n oomblik na daai glasie met die sap in. Kom ons praat vir 'n oomblik oor die bloed. En wat die bloed werklik bewerk het vir ons. Sien vers 19 sê, broers, ons het dus vrymoedigheid deur die bloed van Jesus om in te gaan na die heiligdom. Ons het vrymoedigheid om in te gaan na die heiligste plek voor God. As gevolg van hierdie bloed is ek nie net vergewe nie, maar ek is toegang gegee tot die teenwoordigheid van God. Sing in die dae voor Jesus se kruisiging was net die hoëpriester toegelaat om in die allerheiligste in te gaan. Daar was die heiligste waar die priesters kon ingaan, maar net die hoëpriester en ook net een keer 'n jaar kon in die heiligste van die heiliges ingaan, in die allerheiligste, want sien dit was nie net sommer enige vertrek gewees nie. Dit was nie enige kamer nie, dit was nie net sommer nog 'n plekkie in die tempel nie. Sien die teenwoordigheid van God het soos 'n wolk op die ark gerus, op die versoendeksel. Het God se teenwoordigheid daar gerus. En hoor wat sê die Here vir Moses in Levitikus 16 vers 22. Dis hoe ernstig dit was in hierdie vertrek. Die Here het vir Moses gesê, praat met jou broer Aaron. Hy mag nie enige tyd in die heiligdom agter die voorhangsel oor die versoendeksel ingaan wat op die ark is nie, sodat hy nie sterf nie. Want ek verskyn in die wolk bo die versoendeksel. Hier sê God self vir Moses, sê vir Aaron, hy moet versigtig wees in my teenwoordigheid, hy moet versigtig wees, hy kan nie sommer net per ongeluk daar ingaan nie, hy sal sekerlik doodgaan. En as ons vanoggend na hierdie glasie kyk, wil ek hê jy moet besef, dit was my en jou voorland ook gewees. Om die oomblik wanneer ons oë hier toemaak en in die teenwoordigheid van God staan sonder die bloed, sou ons vir ewig dood gegaan het. Dis wat die bloed kom verwerk het. Sien, vir die priesters was dit so ernstig gewees. Daar's 'n hele ritueel waardeur hulle moes gaan eers voordat hulle daar kon ingaan. Hulle moes begin deur om hulle self heeltemal te was, kop tot toon. Hulle mag nie enigsins vuil gewees het nie. Hulle moes gewas het, hulle hele lyf. Dan moes hulle edele klere, hulle priesterklere, die mooi klere, moes hulle verruil vir nederige klere. Iets wat nie uitstaan nie. Want sien, in God se teenwoordigheid verdien net een persoon die eer. Ja, wel, dis 'n preek vir 'n hele ander dag. Dan moes hy self 'n offer maak. Hy moes na die altaar toe gaan en hy moes 'n bees of wat ook al, hang nou af hoe stout hy was,
of wat sy familie alles aangevang het, want hy moes nie net 'n offer vir homself bring nie. Hy moes 'n offer vir sy hele huisgesin bring. Want sien, om skoon te wees van sy sonde alleen, was soms nie genoeg gewees nie, hy moes vir sy huis ook offer. So wat die moeilikheid was is hy moes hoop, dat klein Kosie was eerlik met hom gewees, oor wat hy aangejaag het. Want as hy nie 'n offer daarvoor gebring het nie, en dit was hom nie, en hy het nie 'n offer daarvoor gemaak nie, dan was dit probleme vir hom. Sien, die teenwoordigheid van God was nie net sommer speel gewees nie, hy moes kole wierook saamvat. Hy moes kole saam met hom in die allerheiligste invat, sodat hierdie rook die allerheiligste kan vul, sodat hy nie die teenwoordigheid van God kon sien met sy eie oë nie. Want of jy nou 'n offer gemaak het of nie, of jy nou skuldig is of nie, en of jy nou vergewe is of nie, om jou oë op God te slaan, is ook nie net vir enigiemand nie. Hy moes wierook saam invat, sodat hy nie die wolk, die teenwoordigheid van God self kon sien nie. Dis hoe ernstig dit was. Om het vir julle nog verder te vat, die priesters het toe nou maar 'n slim ding agtergekom, nadat die eerste een dit nie gemaak het nie. Saam met die tweede ene, aan sy kleed, maak hulle toe klokkies vas, en 'n tou om sy middel. Die klokkies was daar gewees, sodat as hy daar is, kan die ander priester staan en hoor, nee, ons hoor hy beweeg nog, ons hoor hy leef nog, want die klokkie nog hieronder. En die tou was vir as die klokkies op 'n klokkie het. Dan het hulle hom uitgetrek. Die teenwoordigheid van God is iets wat ons verontagsaam. Is iets wat ons nie meer ernstig opvat nie. Is iets wat ons nie meer met waarde in ons harte ronddra nie. En wanneer jy kyk na hierdie kelkie, wanneer jy kyk na hierdie wat die bloed simboleer, Hebreërs sê dit is as gevolg van hierdie bloed, wat ek en jy toegang het, vrymoedigheid het, om tot in God se teenwoordigheid in te gaan. Jy wil weet, hoekom sterf jy nie, wanneer jy in God se teenwoordigheid inkom nie? Dit is as gevolg van sy bloed. Jy wil weet, hoekom kan jy met vrymoedigheid na God toe gaan? Dit is as gevolg van sy bloed. Want sien, wat die hoëpriester sou doen in die allerheiligste, hy sou 'n takkie vat. En op die takkie sou hy dan nou die bloed van die offer vat. En hy sou gaan tot by die versoendeksel, en hy sou die bloed op die deksel gespat het. 7 keer sou hy dit spat. En wat dit sou beteken is dat die bloed wat nou op die versoendeksel is die prys wat betaal is vir my sonde. So vir 1 jaar, nie eers vir altyd nie, vir 1 jaar is ek vrygekoop. Toe Jesus Christus aan 'n kruis hang, wat van hout gemaak is, toe sy bloed op die aarde val, onder hom, nadat sy liggaam ingegee het, toe sê God, dit is die laaste bloed, wat versoening gaan bring. Hierdie bloed is genoeg, om nie net die versoendeksel te bedek nie, maar om jou te bedek, om jou sondes toe te maak, om jou die toegang te gee om God te kan staan. Dit is die bloed. Wanneer ons die nagmaal gebruik, is dit nie net vir vergifnis van ons sondes nie. Is toegang tot sy teenwoordigheid. Dis wat sy bloed doen. Sien, Jesus was genoeg gewees om nie net die versoening vir 'n volk te bring nie. So kom hy vir sy disippels gesê het, gaan dan heen, maak disippels van almal, praat met almal, bring almal na my toe, vertel vir almal van die goeie nuus, want weet jy wat, my bloed is genoeg vir almal.
Vir jou wat hier sit ook vanoggend. Kom ons praat vir 'n oomblik oor die liggaam. En die Hebreërs skrywer vind dit ook belangrik. Hy sê dit in sy stelling, vers 20 sê, langs 'n nuwe en lewende weg, wat hy vir ons geopen het, deur die voorhangsel heen. En dit is deur sy liggaam. En toe ek hierdie teksgedeelte lees, ek gaan met julle eerlik wees. Ek moes hom 'n paar keer lees voordat ek verstaan wat probeer die skrywer hier sê? Wat 'n stelling probeer hy maak? Wat is die nuwe lewende weg? Want sien, soos wat die bloed vergifnis bewerk het, 'n vrymoedigheid om na die Vader toe te gaan, so het Jesus se liggaam 'n weg gemaak vir ons om daar te kom. Sien, Matteus beskryf vir ons presies wat gebeur het, die oomblik toe Jesus se liggaam breek. Die oomblik toe sy liggaam ingee en sy liggaam finaal gebreek was en hy gesterf het, weet julle wat het daai selfde oomblik gebeur? Die skeiding tussen God en mens, die voorhangsel, die gaping wat daar tussen ons was, is in 'n oomblik geskeur. Kom ons lees dit saam, Matteus 27 vers 50 tot 51. Toe Jesus weer met 'n harde stem uitroep en sy asem uitgeblaas, en kyk, die voorhangsel in die heiligdom is van bo tot onder geskeur, die aarde geskit en rotse oopgebreek. Sien, sy bloed het ons vrymoedigheid gegee om in sy teenwoordigheid in te kom en nie te sterf nie. En te weet, ek hoor die, ek mag hier wees. Sy liggaam het die gaping tussen God en mens kom verwyder. Want sien, die bloed het ons vergewe. Die brood, die liggaam, het die voorhangsel weggevat. En nou weet ek waar om God te kry. Ek weet hoe om by hom uit te kom. Ek weet na wie toe moet ek draai. Ek weet wat is die pad. Want as ek wonder, hoe kom ek by God uit? As ek wonder, wat is die pad? As ek wonder, ek weet die bloed vergewe my, ek weet die bloed gee my vermoedigheid, maar hoe kom ek daar? Dan sê Jesus Christus, kyk na my liggaam. Kyk na my liggaam. Weet, ek het die prys vir jou betaal. Weet, omdat ek geslaan was, omdat ek gemartel was, omdat ek deur al hierdie pyn gegaan het, kan jy na die Vader toe kom. Jesus sê nie verniet in Johannes 14 vers 6, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Jesus Christus is die weg. Sonder die liggaam sou ek en jy vergewe wees. Ons sou vrymoedigheid gehad het, maar ons sou in die voorhangsel vasgehardloop het. Ons sou altyd 'n skeiding gewees het. Want wat die liggaam kom doen het, is nie net die voorhangsel skeer nie. Is nie net die wegmaak nie. Maar sy liggaam word toe die nuwe voorhangsel tussen ons en God. So wanneer ons na Jesus Christus toe kom, Jesus Christus sê ook, wie ook al na my toe kom, wie ook al my het die Vader. Niemand kom na die Vader toe nie behalwe deur my. Die voorhangsel tussen my en God op hierdie oomblik is Jesus Christus. En wanneer die Vader na die aarde kyk en sy skepping en die mensdom, dan sien hy nie wat jy gister aangejaag het nie. Hy sien nie hoe jy laasweek met jou vrou gepraat het nie. Hy sien nie waar jy was oor die naweek nie. Hy kyk in sy seun vas, want tussen jou en hom hang sy seun. En is dit nou die voorhangsel? Waarom sê Jesus, kom na my toe? Wanneer jy die nagmaal gebruik, is nie net genesing vir jou liggaam nie. Dit is sodat jy na Jesus Christus toe kan kom.
tot voor hom kan staan en sê, Here, dankie. Dankie dat u liggaam tussen my en God staan. En wanneer ek die bloed drink, kan ek sê, dankie Here, dat ek hoort hier. Ek mag hier wees. Ek het vrymoedigheid om hier te wees. En ek wil hierdie sê vanoggend. Dit is as gevolg van die rede, dat in hierdie gemeente sal enige iemand toegang hê tot die tafel. Jy hoef nie 'n vorm in te vul nie. Jy hoef nie 'n papier te teken nie. Want ek kan niemand keer nie. Ek sien nie kans om die voorhangsel te wees nie. Dis nie my werk nie. Jy moet kom na Jesus toe. Na sy liggaam toe, na sy bloed toe. Jesus se bloed bring vrymoedigheid en sy liggaam die weg. As jy skaam voel, en ek wil hê jy moet vir 'n oomblik net jou eie lewe ontleed. Dink aan waar jy is. Dink aan die goed waardeur jy gaan en die goed waarmee jy sukkel. Voel jy skaam in God se teenwoordigheid? Voel jy ek verdien nie eintlik om hier te wees nie? Ek is 'n sondige mens. Die Here soek my nie. Sekerlik kyk hy in my sonde vas en hy wil my nie hê nie. Dan wil ek vir jou sê, onthou die bloed. Jy hoef nie skaam te wees nie. Sy bloed gee vir jou vrymoedigheid om hier te wees. Is jy onseker oor hoe om by God uit te kom? Weet jy nie wat is die pad nie? Het niemand vir jou gesê nie, het niemand jou gewys nie. Vir jou sê die liggaam. Onthou die liggaam. Die liggaam is die weg. Kyk na Jesus. En wanneer jy voel jy hoort nie daar nie, is nie jou plek nie. Onthou, dit gaan nie oor jou nie. Het gaan oor die een wat die weg vir jou gemaak het. Hy het jou in staat gestel om hier te wees. En ek wil hê jy moet jou elemente vat. En ek wil hê ons moet dit saam gebruik vanoggend. Kom ons sluit die oë. Here, dankie vir u liggaam. Dankie dat u liggaam die voorhangsel kom skeer het. Die gaping tussen God en mens weggevat het. Die skeiding verwyder het. Here, dankie dat u liggaam vir ons weggemaak het, Here, om by u uit te kom. Here, dankie dat wanneer ons hierdie liggaam gebruik, Here, weet ons dat u was die vervanging. U is die een wat in ons plek aan die kruis gehang het, liewe Heer, en daarom kan ons nou na God toe kom. Here, dankie vir u liggaam. Dankie, Here. En Here, dankie vir u bloed. Here, u bloed wat my skoon was en my reinig. U bloed wat vir my die vrymoedigheid gee om in die teenwoordigheid in te gaan. U bloed wat my help Here, u bloed wat vir my sê dat ek mag hier wees. Mag in u teenwoordigheid wees. Dankie dat u bloed gevloei het, liewe Heer. Dat u bloed ons sondes bedek. Dat u ons vergewe het, ons vrygemaak het, losgekoop het van die houvas van sonde. Here, dankie vir u bloed.
Ek wil afsluit. Ek wil vir jou lees uit Lukas 22 vers 19 en 20. En dan wil ek hê moet jy na Jesus se woorde self luister. En weet dit wat hy vir sy disippels gesê het, beteken iets heeltemal anderste. Ek weet nie van julle nie, maar as wat ek vir baie lank gedink het. Dit beteken iets anderste. Lukas 22 vers 19 en 20. Jesus sê, en hy het die brood geneem, en nadat hy die seëngebed uitgespreek het, breek hy dit, en gee dit vir hulle, en sê, dit is my liggaam, wat vir julle gegee word. Doen dit, om my in herinnering te bring. So ook het hy die beker na die ete met die woorde, hierdie beker, wat ter wille van julle uitgegiet word, is die nuwe verbond, deur my bloed. Weet vanoggend, wat het die tafel, wat het die nagmaal, wat het Jesus Christus vir my en vir jou bewerk. Is nie iets om af te skeep nie. Amen. Here, dankie vir u liefde en dankie vir u teenwoordigheid. Dankie dat ons aan u kan vashou en weet, Here, dat u loop ons vooruit, liewe Heer, u gaan ons vooruit. Here, u veg die geveg namens ons, liewe Heer. Maar Here, bo dit alles, bo alles wat u vir ons doen, bo die voorsiening, bo die beskerming, liewe Heer, dankie vir u liggaam en vir u bloed, Here. Want Here, ons besef vanoggend, ons kan alles verloor. Ons kan al ons besittings laat gaan, liewe Heer. Maar niks sal so duur kos, soos om u bloed en u liggaam te verloor nie. Dankie, Here, dat u Heilige Gees die naprediker sal wees, Here, en hierdie woord op ons harte sal grafeer, Here, sal inbou in ons mens wees, liewe Heer, sodat ons sal weet wat die waarde in die nagmaal is. Dankie, Here, vir u liefde, en ons bid dit alles in u almagtige, heilige en wonderlike naam alleen. Amen.